As geldstres jou wakker hou, as skuld jou keel toe trek en as jou bankbalans jou bang maak, en as jy wakker lê en jy wonder, hoe gaan ek môre deurkom? Hier is 4 Bybelse dinge wat jou finansies en jou perspektief kan verander. En nommer 4 is die belangrikste, so kyk tot die einde toe en deel hierdie boodskap. Nommer 1, moenie bekommerd wees nie, gee dit vir God. Jesus sê in Matteus 6 vers 34, moenie julle oor môre bekommer nie, maar Jesus sê nie, jy moet jou rekeninge ignoreer nie. Hy sê nie jy moet wegkyk van jou verantwoordelikheid nie. Hy sê moenie bekommerd wees nie. So maak die rekeninge oop, skryf jou inkomste neer, skryf jou uitgawes neer en skryf neer wat jy skuld. Psalm 62 vers 8 sê, stort julle hart uit voor hom, want God is vir ons 'n toevlug. Gaan na hom toe en sê vir hom presies wat op jou hart is. Vertel vir God, Here, hier is my inkomste, hier is my uitgawes, hier is wat ek skuld. En Vader, hier is die ding wat my laat wakker lê in die aand. Wanneer jy jou bekommernisse voor God neersit, dan plaas jy dit in sy hande. Nommer 2, vang die wat as gedagtes. Wat as ek dit nie kan betaal nie? Wat as alles erger raak? Wat as ek alles verloor? Daardie gedagtes steel jou vrede en dit maak dit moeilik om helder te dink en om die regte besluite te maak. 2 Korintiërs 10 sê, jy moet elke gedagte gevange neem en dit gehoorsaam maak aan Jesus Christus. En 2 Timoteus 1 vers 7 sê, God het ons nie 'n gees van vrees gegee nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing. So sê hardop, vrees gaan nie vandag my besluit te maak nie. God gee vir my wysheid. En nommer 3, sit jou fokus terug op God. Jou salaris is 'n hulpmiddel, maar dit is nie jou sekerheid nie. God is jou bron. Hy kan voorsien deur 'n werk, hy kan voorsien deur mense, hy kan voorsien op maniere wat jy nog nie eens gesien het nie. So moenie jou vrede aan jou bankbalans vasmaak nie, maak jou hart vas aan God. Filippense 4 sê, my God sal in elke behoefte van julle voorsien. En dit beteken nie raak roekeloos nie, dit beteken raak gehoorsaam aan God. Sny wat gesny moet word, betaal wat jy kan, vra hulp waar jy moet en stop impulsief koop. Begin te bou 1 tree op 'n slag. En nommer 4, saai vandag wat jy môre wil maai. Galasiërs 6 sê, wat 'n mens saai, dit sal hy ook maai. Luister mooi, jy kan nie paniek saai en vrede maai nie. Jy kan nie impulsiewe koop saai nie en finansiële stabiliteit maai nie. Jy kan nie wegkruip saai en vryheid maai nie. So begin vandag om nuwe saad te saai. Saai dissipline, saai eerlikheid, saai gebed, saai harde werk, saai wysheid, saai getrouheid en saai vrygewigheid waar God jou lei. God kan klein saad gebruik om groot herstel te bring. Psalm 23 sê, God berei 'n tafel voor in die teenwoordigheid van jou vyande. Selfs in die teenwoordigheid van skuld, selfs in die teenwoordigheid van druk, selfs in die teenwoordigheid van vrees. God kan jou weer laat opstaan. Comment amen as jy nou jou bekommernisse vir God gee en deel hierdie video met iemand wat finansiële druk dra. Ons wil graag vir jou bid. So gaan na my daaglikse hoop app toe en stort jou hart uit op die gebedsmuur. Ons almal bid saam vir jou. Die skakel is hier bo in die plasing en in die comments hieronder.